Welkom by die verkenning van ons fisiese wêreld. Dis ontzagwekkend, maar agter die oënskynlik stilstaande voorwerpe in ons lewens skuil daar onsigbare magtige kragte. Kragte wat met 'n spesifieke rede ontwerp is om die wêreld om ons te tem. Kom ons spring dadelik in. Ons gaan op 'n reis diep in die meganiese hart van stelsels en beheer en ons gaan saam die verborgde meganismes ontdek wat letterlik ons wêreld aandryf. Ons roetekaart vir vandag is redelik eenvoudig. Nommer 1, die krag van hefbome. 2, die 3 hefboomklasse. 3, gekoppelde hefbome. 4, dinge soos pneumatika en hidraulika. En tenslotte, nommer 5, 'n vinnige eksamenhersiening om seker te maak jy is heeltemal slaggereed. Goed, kom ons duik in afdeling 1, die krag van hefbome. Dis 'n oeroue meesterstuk van ingenieursvernuf. So, wat is 'n meganisme werklik in sy heel suiwerste vorm? Dit is eintlik net 'n stel bewegende dele wat in perfekte harmonie saamwerk met net een enkele doel: om ons werk vir ons makliker te maak. En weet jy, die absolute koning van hierdie meganismes is die hefboom. Dis werklik niks meer as 'n stywige staaf wat elegant om 'n vaste punt draai nie. Dis tog absoluut fascinerend hoe iets wat so ongelooflik eenvoudig lyk, sulke ontsaglike krag kan inhou, nie waar nie? Nou, kom ons ontleed bietjie die anatomie van hierdie majesteuse meganisme, presies soos 'n wetenskaplike 'n wilde dier in die natuur sou bestudeer. Daar is 3 lewensbelangrike dinge wat jy moet onthou. Eerstens is daar die steenpunt of spulpunt. Dis basies die hart van die hefboom, daardie vaste stilpunt waaromheen alles anders draai. Tweedens, die mag, oftewel jou insetkrag. Dit is daardie fisiese spierkrag wat jy self met jou hand in die stelsel inpomp. En derdens is daar die las of vrag. Sien dit as ons prooi, daardie reuse gewig van die voorwerp wat die stelsel vir ons moet oplig of rondskuif. In die meganiese reëls van die natuur skuil daar 'n baie spesiale wiskundige geheim. En ons noem dit mekaniese voordeel, of sommer net MV. Dis letterlik die formule agter 'n hefboom se ware krag. Jy bereken dit eenvoudig deur die las te vat en dit deel deur die mag te deel. En hoor hier, dis absoluut kardinaal om te onthou dat krag en las in ons tegnologiewêreld altyd sonder uitsondering en Newton gemeet word. So, hoe speel hierdie reëls van meganiese voordeel uit in die regte wêreld? Wel, 'n MV wat groter as 1 is 'n absolute wonderwerk. Dit maak die taak dramaties makliker omdat die steunpunt nader aan die las geplaas is. Jy kan letterlik massiewe gewigte met amper moeitelose grasie lig. Maar pas op, as die MV kleiner as 1 is, word dinge skielik baie moeiliker, maar die steunpunt skuif nader aan jou eie hande. En as die MV presies gelyk is aan 1, wel, dan het jy geen werklike voordeel nie. Alles balanseer eenvoudig perfek met die steunpunt reg in die middel. Reg, dit bring ons vinnig by afdeling 2, die 3 hefboomklasse. Net soos in die dierryk kan ons hierdie meganiese wesens in spesifieke klasse verdeel, bloot deur te kyk na wat in die middel sit. Neem asseblief gou 'n vinnige geestelike foto van hierdie tabel, want dis jou absolute oorlewingsgids. Vir 'n eerste klas hefboom is die steunpunt veilig in die middel, presies soos 'n wipplank wat pragtig op die speelgrond balanseer. Dan die tweede klas hefboom. Hier sit die formidabele las reg in die middelpunt. Dink dadelik aan daardie swaar sement binne in 'n kruiwassebak. En laastens het ons die derde klas hefboom, waar jou eie mag reg in die middel lê, soos daardie momentum wanneer jy 'n visstok intrek. Dis werklik eenvoudig. Onthou net watter een in die middel is en jy bemeester hulle almal met gemak. OK, kom ons beweeg vorentoe na afdeling 3, gekoppelde hefbome. Hier sien ons letterlik evolusie in aksie, waar hefbome hul kragte saamsnoer. 'n Koppeling of skakel is in wese soos 'n trop wilde honde wat saam op die vlaktes jag. Sien 2 of meer hefbome besluit om hul kragte te verenig en word aan mekaar verbind met vaste en ook bewegende spulbunte. Die ware skoonheid van 'n koppeling lê in daardie absolute gesinkroniseerde harmonie. Elke deeltjie werk pragtig saam as 'n eenheid om iets te vermag wat een enkele hefboom nooit op sy eie sou kon regkry nie. En wat regtig wild is dat jy elke dag met hierdie stelsels werk sonder om 2 keer te dink. Jou doodgewone skêr, dis 'n gekoppelde eerste klas hefboom. As jy 'n noodkraker gryp, gebruik jy 'n tweede klas skakel. Dan is daar die subtiele greep van 'n pinset, wat 'n tipiese derde klas stelsel is. En natuurlik, die onbetwiste koning van die naweek, die majesteitse braaitang. Dis 'n komplekse skakel waar meer as 2 hefbome so slim ingespan is, dat jy volle, presiese beheer oor die vuur het. Briljant, is dit nie? Tyd vir afdeling 4, pneumatika en hidraulika. Ons verskuif nou ons fokus heeltemal weg van soliede stawe en ons kyk na onsigbare kragte wat deur pype en silinders pomp. Ons aanskou hier werklik 'n titaniese botsing van elemente.
Aan die een kant het ons pneumatika. Dit funksioneer met saamgeperste lug of gas. Nou, ja, omdat daar so vreeslik baie oop spasie tussen lugmolekules is, gee die lug mee en kan dit maklik saamgepers word. Dit beteken basies dit lewer minder krag as dinge regtig swaar begin raak. Maar, aan die ander kant, hydraulika. Dit gebruik vloeistof of olie. En kyk, jy kan 'n vloeistof eenvoudig nie saampers nie. Hy weier volstrek. As gevolg van hierdie onverbiddelike rigiede aard, lewer hydraulika 'n ontsettende krag wat massiewe en swaar dinge, soos motors en 'n motorhuis, met die grootste grasie die lug in kan stoot. Goed, kom ons kyk net gou hoe gereed jy is. Afdeling 5, vinnige eksamenhersiening. Stap saam met my in hierdie ongetemde wildernis van die eksamenkamer in en kom ons toets jou reflekse. Om in die tegnologiewêreld te oorleef, moet jy hierdie formidable ontwerpproses in die presiese regte volgorde ken. Dit werk altyd soos volg. Heel eerste, ondersoek jy die probleem. Dan ontwerp jy jou plan. Derdens, maak jy die stelsel. Daarna evalueer jy dit met 'n kritiese oog om te sien of dit werk. En uiteindelik kommunikeer jy jou oplossing. Hou hierdie 5 stappe in hierdie presiese volgorde altyd in gedagte. Hier is ons eerste vraag. In tegniese tekeninge, watter spesifieke tipe lyn word as 'n fyn, dun stippellyn getrek? Vat gou 'n oomblik om te dink. Wel, as jy dadelik gesê het, dis vir verborgde detail, dan skiet jy reg in die kol. Ons gebruik dit spesiaal om daardie geheime, weggesteekte rande aan te dui wat ons onsigbaar agter 'n voorwerp weet lewe. Reg, en as die terrein verander en ons kyk na skaal, verbeeld jy het 'n meganiese skets en onderaan staan dat die skaal is 1 tot 3. Sê gou vir my, is hierdie voorwerp opgeskaal of afgeskaal op jou papier? Dit is beslis afgeskaal. Onthou net wat die nommer sê. Die werklike reusagtige voorwerp daar buite in die natuur is 3 keer groter as wat hy op jou skets lyk. Tyd vir 'n baie praktiese uitdaging. Dink aan daardie bekende, hardwerkende voorwerp in die tuin, die krywa. Watter klas hefboom is hy eintlik? Onthou weer ons goue reël, wat sit presies in die middel? Die vraag lê ons baie stewig binne die bak, so die las is in die middel. En dit, my vriende, beteken dat die krywa as 'n ongelooflike trotse tweede klas hefboom geklassifiseer word. Die ultieme toets om ons stelsels af te rond. Hoekom triomfeer hidrauliese stelsels so ontenseglik bo pneumatika as dit by absolute krag kom? Dit klink dalk na 'n towerkuns, maar dis eintlik suiwer fisika. Dit is doeteenvoudig omdat vloeistowwe soos water of olie glad nie saamgepers kan word nie. Die oomblik as daardie druk toeneem, gee hydraulika geen enkele duim nie en stoot dit eenvoudig met pure brute krag vorentoe. Sjoe, en net so bereik ons die einde van ons ontdekkingstog vir vandag. Julle het ongelooflike tegnologiese natuurwette uitgelig en komplekse meganiese stelsels saam met my ontleed. Maar hoorie, ek wil regtig nie hê die avontuur moet hier stop nie. Ek daag jou uit met alle entoesiasme. Kyk vandag met vars nuwe oë na die wêreld om jou. Stap deur jou kombuis of die motorhuis. Watter magtige meganismes, miskien daardie braaitang of dalk 'n eenvoudige botteloopmaker, kan jy in jou eie huis as meesterstukke van die wetenskap raak sien. Bly nuuskierig, bly verken en absolute voorspoed met daardie eksamen. Dit was my voorreg om dit alles vandag met julle te kon deel.